As julle welkom by die Bierman Show. Ons gaan op die eerste video wat ek en Bierman gemaak het, gaan ons al die vrae beantwoord op die video. So, dis wat ons vandag wil doen. Daar was redelik baie vrae. Baie dankie vir die respons. Baie dankie vir almal se samewerking. Dit was baie cool geweest. Is jy reg, Bierman? Yes, laat ek probeer daar. Okay, so daar's 'n baie interessante vraag. Ons sal hom jou laaste doen, is daai vrou wat vir ons 'n boodskap gestuur het oor haar man wat 'n ander vrou gevat het in Amerika. Yes. Toe vra sy ons 'n bietjie raad. Raad, yes. Ja, so daai is nogal 'n moeilike een. Daar's nog 'n tydjie hier. Ja, maar ons gaan hom jou laaste doen, so bly gerus ingeskakel tot die einde. So die eerste vraag is hierso, iemand het hierso gekomment, dit gaan oor waardes, standaarde en selfrespek, indien 'n mens jouself, jou eiendom en jou werk, jou mense respekteer, sal jy ander ook respekteer. Ek dink dit is so. So as hy sê, respek is 'n groot woord in Amerika. O ja, baie. Vat dit as jy nie respek het vir jouself, jy gaan jy respek hê vir iemand anders, dit jy weet, Bierman. Dit is maar net selfrespek. As jy selfrespek het, skoon en netjies, Hy loop 'n ver myl. ja, dan gaan jy myle loop sonder enige drama. Hierso is 'n Engelse vraagie. I can already drive a truck. I know the process of obtaining a CDL in the States. Thank you so much, Jacques. God bless. I'm just going to apply to all, including agents in all the states. Ek dink ook dis belangrik. Ek het nou so series begin, wat ek die map vat van Amerika, dan gaan ek deur elke staat, al die agente en goeie, so julle ouens moet dit bietjie dophou. Sal jy al die links in die goed sit hier onder in die beskrywing. CDL maak nogal deure oop. Ja, kyk, CDL maak vir baie deure oop, Bierman. Jy weet, as jy CDL het, kan jy basies enige plek gaan werk. Jy kan vir Walmart gaan werk, jy kan vir Target gaan werk, jy kan vir 'n koöperasie werk, jy kan vir 'n boer gaan werk. Daai maak vir jou vreeslike baie deure oop. Dis 'n golden ticket. Ja, dis 'n golden ticket hier in Amerika. Maar CDL is ek bedoel, as die boer of die besigheid of wie ook al jou nie vat en hulle betaal dit nie, is dit nogal 'n duur storie. Ja, soos ek dit verstaan, kan dit 'n duur storie uitwerk. Ja. En baie plekke is bereid om 'n ou te help om CDL te kry, jy weet, dan sit dit nou maar goedkoop. Ja. Waar as jy op jou eie moet gaan, kyk ek wil nou nie raai nie, maar ek het al gehoor die manne sê Dis 'n paar duisend dollar. yes. Want jy moet by 'n training school of iets inskakel as jy van scratch af wil leer. So ja, maar golden ticket ouens CDL. Jy kan jou CDL net in Amerika kry. Ek dink baie ouens het dit my ook al gevra. Maar so CDL is daai maak deure oop. Hy maak kwai deure oop. Okay, hierso is 'n gevraaggie. Baie dankie julle twee, baie insiggewende video. Dit was ons vorige video gewees hierso. So julle kan hom 'n bietjie gaan uitcheck. Een vraag. Ongeag van die uitdagings in Amerika, is dit oor die algemeen beter daar vir 'n jong man? Maak nou klaar met matriek. Ja, Daai is 'n baie maklike een. Ja. Ja, dit is nie moeite werd. As jy bereid is om hard te werk, jy is nie bang vir werk nie en bereid om te leer, dis die moeite werd. Jy gaan meer geld maak hier as wat jy in Suid-Afrika gaan maak. Ja. Jy kan vinniger jou toekoms regstel soos jy hom wil hê. Exactly. En ja, as jy moeite werd, dis definitief. Ek bedoel, wat ek nou weet vandag, maar die omstandighede was anders toe ons jonk was. Nee? Yes. Maar ek bedoel, vandag, as jy 'n matriek is nou, of jy's na skool, of jy's in jou 20's, ek bedoel, maak hy skuif. Ja, nee, dis 'n baie goeie skuif om te maak. Ek bedoel, want as jy van matriek of van na skool af in Amerika kom, dis ook nie so maklik nie. Nee. Jy gaan nie sommer net inkom nie. Nee, daar's 'n paar stappe. Ja, daar's 'n paar stappe, maar ouens, kyk in die link, julle kan op my webwerf gaan kyk, is al die, ek het 'n hele uitboekie, 'n hele guide, so julle kan dit gaan check en dan sal dit julle help, jy weet, om hoe om te maak om werk te kry in Amerika. Maar ek sal verseker sê ja, as jy kan inkom. Ja, nee, as jy moeite werd, Bierman. As ek 10 jaar terug geweet het wat ek vandag weet, so ek uit skool uit gekom het, met die sertifikaat al weggesteek het in Amerika toe gekom het. Ja. Ek dink dit is anders vandag, want ons land het 'n bietjie verander. Jy weet, ek was nou wat 20, ek's 47, ek was 25, seker 25 plus jaar terug in matriek, so dinge het 'n bietjie verander. Definitief. Daar is rarig, ek bedoel, jy kan met enige ouer praat. Enige ouer sê vir sy kind, nou, Gaan werk in Amerika, gaan werk oor see. Exactly. Dan is nie vir ons 'n toekoms in Suid-Afrika nie. exactly. Bierman, hierso is, hi Jacques, dankie vir die video. Mal oor Pieter se baard. Vraag. Gaan die H2A boere aansoek doen vir die refugee program? Kom ons doen, okay, dankie vir die baard, jy het 'n cool baard. Yes, dankie. Maar hy het 'n geheim hoor, hy het 'n geheim vir sy baard, maar hy gaan hom nie nou verklap nie. Nee, ek kan nie. Daar's 'n doepa. Dit is 'n staatsgeheim. Ja, daai is 'n doepa, ons sal hom nog verklap die geheim. Gaan die H2A boere aansoek doen vir die refugee program? Ek neem aan dit is die ouens wat nou in Amerika werk op die H2A visa. Wat dink jy sal Bierman, hulle ergens in die long run, ja, is my opinie, gaan hulle definitief. Dis beter, hoe sal ek sê, om 'n ou aan te stel wat refugee is en hy's klaar hier
Dis wat jy deur die agente moet werk, dis papierwerk, dit is gelde, dis kostes, dis die kostes om jou hier te kry en dis jou reimbursement vir die kaartjie en jou ambassade se storie, jy weet. Exactly. So in die long run dink ek definitief, in plaas van H2A gaan hulle sê, maar wag, ons vat jy deur hierdie ou, hy's 'n refugee, kan permanent vir ons werk. Jy weet, dit spaar hom hy kostes. Ja. Dit spaar hom al die rigmaro's, die reëls en regulasies. Die ou is klaar hier, die ou klaar huis, hy klaar groen kaart, so daar gaan nie 'n gesukkel wees nie. Ek het nou die dag daai ou vir my gevra, gaan die H2A program nie seer kry as gevolg van die refugee program nie. Ek dink hy gaan 'n bietjie. Die moontlikheid is daar. Dis presies wat jy sê. Ja, die moontlikheid is daar. Jy's klaar in Amerika op die refugee program. Dit is makliker vir 'n boer. Baie. Hy kan net sê kom. Maar nou moet hy deur 'n hele proses gaan om jou aan te stel op H2A. Ek dink die ander kant is ook, as jy, ek bedoel op hierdie stadium vir my, ek is op H2A, jy weet, ons is altyd op H2A. Ja, yes. Ons het werk in Amerika, ons weet ons kan terugkom, niks is ooit guaranteed nie. Maar ek sal seker maar probeer op die H2A bly solank ek kan. Maar ek dink baie ouens gaan daai skuif maak. Yes. Nee, ek gaan ook op die H2A bly, die man soos jy sê, solank as wat hy aangaan. Jy weet, hy wil maar nie keuses te vinnig maak nie. Ja. Veral met die politiek en alles wat in die wêreld aangaan vandag. Nou skuif jy hiernatoe, môre Dan sien jy is daar probleem. oorlog. Dan bom Rusland vir Amerika. Ja, sê hulle vir jou, okay, jy's 'n refugee, maar jy moet nou terug gaan na jou land toe. Kan jy nie hier aanhou nie. Want jy's vir 'n liability, dan gaan jy buitendien terug gaan na die land toe van waar jy vlug. Of hulle gaan dalk as daar oorlog is vir jou sê, kyk hierso, jy moet nou maar saam met ons fight. Ja, jy moet bullets gooi of gaan huis toe, een van die twee. Ons stuur jou gou vir 'n short course, 'n crash course. Net so. Hoe om 'n handgranaat te gebruik is vader. Okay, so ja, ek dink, wat is die kanse dat ek en my man saam aansoek kan doen, as ons saam iets daai kant kan kry? Dit is moeilik vir kappels, Baie. op H2A. Baie. Ek weet H2B is dit moontlik, Yes. maar vir 'n kappel om saam op 'n plaas werk te kry is moeilik. Dit is bietjie moeilik. Ek sal ook maar sê dit hang af van boer tot boer. Hang af van die boer. Man. Ek het al in Arkansas 'n ou gekry wat kappels aanstel. Ja. Man en vrou bly in een huis, maar oor die algemeen dis maar 'n ding wat skaars is, jong. Jy sien dit nie baie nie. Jy sien dit nie baie nie en want ek het 'n agent eendag gevra oor dit en toe sê hy die moeilikheid met 'n kappel is dat jy moet 'n huis verskaf. Waar jy nou net mans aanstel kan 'n paar mans in een huis bly. Een Maar huis nou jy 'n bly, vrou daar. Daai vrou kan nie saam met ander klomp mans in 'n huis bly nie. Tensy dit nou dubbel verdiep aan huis is of iets en jy kan bo bly of jy weet daar's privaatheid. So dit kos die boer ekstra akkommodasie. Yes. Nou het ek dalk 'n uitval met die boer. Nou belemmer ek twee se werk. Nou sê die boer vir my maar jy moet gaan, maar jou vrou kan bly, maar ek wil nie met jou hier nie. So Ja, daar's daai dit is gevalle ook. Ja, nee, ek kan net dink. Ek dink Hoe dis gaan een- werk jy ergens anders dan jy los jou vrou alleen? Ek verstaan jy, so daai is 'n moeilike ding. Ek weet die kappels doen hierdie karnaval. Daai wat jy ook jy kom as 'n kappel oor dan werk op hierdie karnavals. Carnivals, yes. Maar moeilik is moontlik, maar moeilik. Moeilik. Ja. Dankie vir die interview manne. Kan Bierman meer uitbrei oor sy skuld? Hy praat van hy werk sy skuld uit vir 'n jaar. Is dit nou vir die skuld in Suid-Afrika of byvoorbeeld vir 'n kar? Yes, daai skuld is vir die skuld wat jy aangaan in Suid-Afrika. Ja. Kom werk hierdie kant, jy koop jou groceries, jy budget mooi, dan werk jy jou skuld vir 'n jaar vooruit. So daai geld sit jy in 'n aparte rekening. Jy het 'n rekening uit en uit vir skuld, 'n rekening vir snoepiegeld en 'n rekening waarin jy jou geld belê. Dat jou geld vir jou begin werk. So met ander woorde, as jy begin werk hier, so jy nou elke jaar terugkom, dan maak jy jou skuld op. Ek bedoel, al jou uitgawes wat jy gaan hê as jy nou teruggaan vir daai maande of vir 'n jaar, maak jy nou op in jou eerste paar maande terwyl jy hier werk. Yes. Okay, ek dink ja, dis hoe ek dit verstaan. Yes, nee, ek betaal hom vooruit, dan weet ek as ek daar aankom. Daai geld is alles apart. Ja. So ek weet my skuld en al my goed sal afgaan. Debit orders. Yes, en ek hoef nie om daaroor te stres nie. Ja. Dit werk maar vir my die beste en ek het al gelet, dit spaar vir my ook die meeste geld. As wat jy nou die hele tyd met bietjie geld uit die rekening uit om daar in te sit, om my vuur dood te slaan nee. Ek betaal my skuld 'n jaar vooruit en ek kry klaar. Ek spaar soveel as moontlik, sit dit maar in 'n belegging. Ja. En dan het ek my aparte rekening as my snoepie rekening. Ja, vir baie vleis. Ja, as nou vir al die dop en vleis en Vir entertainment. Ja, vir die lekker goed dan man, nou vir die biltong. Ja, jy moet 'n spesiale rekening hê vir daai. Ja. Maar ek en Hasie, ons doen ook maar dieselfde. Ons werk, ons het 'n kredietkaart. So ek weet kredietkaart is altyd 'n goeie ding nie, maar ons het 'n kredietkaart, so ons koop altyd met die kredietkaart die vliegtuigkaartjies en sulke tipe goed. So ons betaal hom gou weer terug. Dan weet ons het daai geld in die kaart en dan maak ons skuld op vir daai 3 maande.
Yes. Ek maak hom nou nie soos jy 'n jaar nie. Ek vat nou die 3 of 4 of 3 maande wat ons terug is in die land, in Suid-Afrika. Dan weet ek het 30,000 'n maand nodig, so ek gaan maak klaar my 90 op. Presies wat jy ook sê. Yes. Dan weet jy daai jou rekening is daar vir jou debit orders jou skuld te goed. As hy daai. Dis eintlik slim so. Dit werk gaaf uit. Dit werk baie gaaf uit. Jy kry dit reg om te spaar. Jy het nie die onnodige stres nie. Ja. Ouens, ek sê maar net hierdie vrae wat ons nou doen was op die YouTube, op ons YouTube video. So julle kan hom net gaan uitcheck daarso. Okay, wat is die beste proses om CDL te doen? Enige advies oor watse webwerf te gebruik en ek kan klare 18 en 'n 13 spoedtrok ry. Ek dink net Dit baie boere in Amerika as jy kode 14 het en jy het 'n bewys van jou kode 14 in Suid-Afrika, hulle sê jou aanstel omdat jy kan trok ry, dan ry jy op die plaas 'n permit. Yes. So dan is dit nie eers nodig om 'n CDL te doen nie, maar ek bedoel as jy die proses om 'n CDL te doen is, dit help as jy kode 14 het. Baie. Ekskuus, ek het jou nou nie redig geval. Nee, so reg weer man. Nee, Wat dit wil jy baie. sê? Maar sê dit. Nee, Ja, ek het jou nou nie redig geval. Maar ek dink soos ja, dis moeilik om jou CDL eintlik in Amerika te kry want baie boere jy het nie tyd nie. Nee. Yes, daai jy's is besig. die ding van hom as jy jou 15 ure 'n dag werk. Ja, Waar gaan jy nog in die aand tyd kry? Jy's moeg. ja. Jy's uitgeput. Waar gaan jy in die aand nog tyd kry om 'n hele boek te sit en Te blaai en te. lees en te blaai en Ek het wat ek gedoen het of die proses wat ek dink ek kan volg is daar's YouTube channels hordes oor CDL. Jy gaan search wat se staat jy gaan search daai staat se CDL proses. Yes. Alles is op YouTube, regtig. Jy kan dit net gaan Google. Jy sal dit daar kry. Ek sal sê as jou werkgewer vir jou 'n gap sal gee, jy kan hom sê asseblief help my. yes. Ek sal jou terugbetaal. Of bly 'n paar dae nadat jou kontrak klaar is en boek dit sodat jy voor jy terugvlieg Suid-Afrika toe jou CDL dan Kan doen. Ja. Ja, daai Dit is kan mooi werk. nogal werk. Ek het ook al 'n video gemaak oor die CDL goeie, so julle kan dit daar op my channel check. Hier's nog 'n tawe enetjie. Hoe werk medies in Amerika vir H2A en hoe is boere as mense nou siek raak soos byvoorbeeld griep kry, moet mense 'n doktersbrief kry? Ek was nog nie rarig. Ek het COVID gehad een keer vorige jaar. Toe dit nou COVID was. Yes. Man, daai is vir my 'n bietjie moeilike een. Want is duur. Ja, Medies hier is duur. Duur, baie vreeslik. En soos ek dit verstaan, moet die ou wat jou aanstel, dis hoe ek dit verstaan. Ja. Moet hy medies uitneem vir jou. Ja, workman's comp. Ja, sodat as daai onbeplande ongeluk of gebeurtenis nou plaasvind, Ja. dan het hy dit om jou te kan in die hospitaal kry en jou gesond te kry. Ja. En sover as wat dit gaan vir my met 'n mediese brief, ek doen dit maar altyd. Ja. Ek gaan sien die dokter en ek sê nou maar vir hom, skryf maar vir my 'n briefie en ek handig hom maar vir die boere. Ja, is maar net om veilig te wees. Ja, dit stel sy hart ook gerus en kan hy sien maar luister die ou bullshit Ja. my nie. Ja. Hy was daar gewees en dit is wat die dokter gesê het. Ja. Kyk, jy kry mos travel insurance en medical insurance as jy in 'n ander land travel. Maar ek weet dit is duur. Dit is Ek vat dit nooit nie want ek bedoel ons is op die workman's comp by die boer. So as jy seer kry of jy siek raak of wat ook al dan cover die boer dit. Dis 'n vereiste by H2A. Daar is companies wat jou dan nou cover vir dit as jy so verkies, maar medies is duur. Ek vat maar altyd 'n kans. Ek dink boere is redelik verstaanbaar as jy griep kry en jy kan nou nie kom werk nie. Jy kan net vir die boer sê. Ek dink as jy voel jy wil nou nie dokter gaan, jy het net so 2 of 3 dae nodig om te rus. nodig, yes. Of die kap goue met lemon en 'n paar grandpas wat jy van die huis af gebring het. Dis hy daai. Ek kan net vir die boer sê, "Jesus, boer, ek kan net vandag gerus." Dat Ja, net hierdie- gee my net so 2 dae man, wat ek myself mooi doepa daar en dan. En sien ek vir jou in 2 dae se Ja. tyd. Gee my 'n lang naweek. 'n Lang naweek. Van die Woensdag, jy weet, raak jy Woensdag siek. Want jy daarom Donderdag, Vrydag, Saterdag, Sondag. Dit is te lank. Daar is 'n company ouens, ek sal vir julle die inligting in die beskrywing sit. Daar is 'n company wat julle baie meer inligting kan kry oor medies en al daai goeders hoe dit werk hierso as jy van Suid-Afrika in Amerika kom werk. So ek dink hulle sal dit beter kan Beskryf. verduidelik en goeders en so. Okay, nog 'n vraagie. Waar bly die mense wat as gesin oorgaan en nog geen werk het nie? Moet hulle finansies hê om vir 'n tydperk hulself te onderhou tot hulle werk kan kry? Wat is 'n refugee vraag? Ja, daai is refugee. Soos ek dit verstaan is, as jy oorkom as 'n refugee program, word jy gecover vir onkoste omtrent vir 8 maande. So hulle sit jou in behuising, hulle maak seker jy kos en hulle maak seker jy kry werk. So want 'n refugee is gewoonlik iemand wat nou maar sê nou maar oorkom wat nie sy geld kan saambring nie en homself kan dra nie. Yes. Maar ek weet vir 'n feit die refugee program werk so dat as jy oorkom, cover hulle jou vir 'n paar maande totdat jy op jou bene is. Bene is yes. Okay,
Mense kan ek kan eintlik baie praat oor die refugee program want ek het met 'n paar ouens gechat al oor dit, maar ek bedoel ek het 'n video gemaak dink ek oor dit. Ek gaan kyk maar daar. 'n boer kan moer. Leer die Amerikaners hoe dit gedoen word. Nie altyd nie. Dis net in sekere omstandighede. Dis 'n cool ene. Hoorie so, ouens, hierdie vrae was op die TikTok video, so het maar dieselfde video my interview met Bierman het ek op TikTok ook gepost, so hierdie was nou die vraag wat ons gekry het van TikTok af. Hoeveel jaar wil julle in Amerika werk? Ek dink hierdie is 'n sarkastiese een. Voordat jy dieselfde salaris by die huis kan kry, het julle nie planne in die lewe nie. Ja, daar is nou weer een van daai afgunstige manne, jy weet. Ek het vir my maklike antwoord. Tot ek ryk genoeg is om nie meer te hoef te werk nie. As dit. Net so. Ek het 'n 5 jaar plan. So ek het my 5 jaar plan is dan is my grond afbetaal en dan het ek nie meer skuld nie. Yes, nee, dit is wat Bierman kyk, ons almal kom maar hierdie kant om te kom werk, jy weet. Om lewe vir jouself te verbeter. Exactly, en vir jou familie. Soos jy nou voorbeeld het 'n 5 jaar plan, ek het dalk 'n 25 jaar plan. Ja. You never know, jy kom hierdie kant om te kom werk, jou geld te maak. Sodat jy weet as jy nou op die dag kom dat jy besluit ek wil nie meer werk nie. Weet jy, jy's finansiëel sterk, jy hoef nie te stres oor geld nie. Ja. Jy weet jy kan by die huis lekker jolig aangaan. Ja. En jy het net nie daai druk van finansies wat op jou skouers druk in jou knou nie. Ja, ek dink dit is belangrik. So ek sal maar hier werk sê tot ek 'n Gupta is, man. Dat kan kos Suid-Afrika koop. Ja, tot Dis ek die 'n plan. Gupta is. Dis die plan. Dis die plan. Die Bierman show gaan nie Suid-Afrika aan net sien. Ek dink dis jy weet dis preference weer. Jy weet, party ons kom Amerika toe vir lekker jol, gaan huis toe koop vir my Hilux bakkie. O ja. Party ons doen dit regtig om te survive. Ek dink Suid-Afrika gee nie die opsies wat Amerika het nie. glad nie weer, man. So ja. Ek het daai presiese mindset, dit werk 100%. Ek hou van Bierman se attitude. Iemand like your attitude. Ek like dit. Dis 'n Ek like goal. dit kwaai. Ek wil nou nie haar naam sê nie, maar Nee, moenie Het jy al foto moet gesien? se moeilikheid hou. het jy al foto gesien? Nee, nog ek sal hom nou bekyk weer. Bierman, ek het hom ons gesê of ons onthou julle, ons het gesê as daar 'n girl is wat dalk hou van 'n awesome Bierman soos 'n Bierman met 'n baard. Ek sien dit nou eers. Okay, maar sal dit okay. Moenie worry nie, girl, ons gaan weer uitkom. Dankbaar dat my man goeie boer gekry het en dat die Here die pad oop gemaak het. Ons is ook bly vir jou. Ek bly vir hulle. Nice interview, dit sal die mense baie help. Was self 5 keer daar. Wel, ons moet wie's die Yorkies United ken ons. Wel, ek dink ons moet mense bietjie nooi om op ons Bierman show te kom praat. Yes. Dit sal baie help hier, man. Ek weet dit nie waar gaan ons almal inpas nie. Kyk, ek weet ons doen dit nou so, maar ek weet nie ons sal dit tog uitfigure. Ons sal nou wyker uit. Maar as julle, ja, ouens, as julle wil op die Bierman show wees, stuur ons 'n boodskapie of iets dan kan ons 'n plan maak. Dit was nou die heel beste interview ooit. Alles is 100% waar en akkuraat. Dankie Chantel op TikTok. Woep woep, hallo Boeta, dis jou sussie uit Suid-Afrika hier. Ek watch jou, nee, lekker dag vir jou. Is dit nou jou sussie of my sussie? Ek het nie meer sissies in Suid-Afrika nie, seker jou. Dit sê net user. Wel, ons moet gaan kyk. Dit mag dalk wees, man. Hallo Pieter, dankie en geniet die tyd daar. Dankie vir die onderhoud. Waardeer baie. Dankie manne. Hallo manne, Bierman. Hier's nog 'n vraag. Wat is jou maandelikse koste in Amerika om gemaklik te lewe? Jo. Daar is eintlik 'n sweet vraag, jy weet. Dis 'n goeie vraag. Soos ek nou wat sê byvoorbeeld ek sal nou by kry dan gaan koop ek my groceries. My groceries average my $500-400 vir die maand. Ja. Die res wat ek nie gebruik nie, stuur dit daar Suid-Afrika toe dat my belegging kan Bietjie groei, jy weet, en dan Ja. die skuld uit en dan. Nou, mos maar altyd so extra $500-600. vir 'n emergency. Ja, jy weet nooit wat gebeur nie, maar dalk die dokter moet gaan sien of jy het nou nie lus om vanaand kos te pak en weet jy ek stop gou môre hier by die koffie en koop vir my 'n Dan het jy geldjie vir dit. yes, 'n koeldrank en 'n paai en dan. Exactly. Ek dink dit is maar preference ook, né? Yes. Maar ek spandeer ook so min of meer, ek en my vrou is nou saam hier, so ja, ons is ook min of meer so op onkostes wat eintlik net kos is. Kos is yes. Want kyk mense met 'n hele huis nou in Suid-Afrika onderhou, so ons stuur baie van daai geld nou terug huis toe, maar ek bedoel ja, ons probeer so $600 of $700 hou Oh ja. 'n maand. Wat mens soos jy sê, emergency baie belangrik as jy dalk 'n foon moet gou koop of jy moet iets dringend koop of wat ook Koop, al. yes. Ek hoop dit beantwoord jou vraag. Ek dink baie ouens lewe, soos die jare wat ek alleen in Amerika was, het my budget was nog altyd $150 'n week. 'n week, yes. $150 'n week. Want dis genoeg vir groceries en nou en dan by die winkel stop en ek bedoel jy mos nou rook en bier drink en goed, dan het jy nou geldjie om dit te koop. Koop, yes. Nee, dit is wie man. En jy moenie jouself in die voet skiet. Nee, jy kan nie net van 2 minute noedels lewe nie. Ja, so die mense doen dit. Dis ongesond.
Jy moet Spaghetti en meatballs. nee, jy moet vir jou 'n ordentlike dieet uitwerk en jou groceries en jou goed gaan koop sodat jy nou weet jy dit nodig en jou eendgewoonte, soos jy sê jy nou nog rook en jy drink 'n biertjie, Ja. jy werk dit nou maar uit en jy koop jou goed so man, dan weet jy ek het nou klaar my goed vir die maand gekoop. Ja. Ek weet die res kan ek nou huis bestuur. Ek hou my $600 hier in geval ek die dokter moet gaan sien. Ja. Of ek moet gou nog iets koop hier vir die plek. Dan weet jy jy's gesorteer man. En entertainment, ek dink is belangrik ook om terwyl jy in Amerika is geniet dit. Jy moet. Moenie by die huis gaan sit in jou kamer en jou wange opblaas nie. Ja, Ek dink nee, jy baie- moet uitkom. Baie ouens is bang om geld te mors in Amerika. Ek sê nie met geld mors nie, maar ek bedoel, daar's rodeos, daar's car shows, daar's entertainment, daar's plekke wat jy kan gaan sien. Elke staat het sy ding. Dit sê ding is hy daai. So ek dink dis belangrik om entertainment geld te hou. Laat jy weet, hoorie, ek kan Bierman kan gou vir 'n dag gaan visvang of ons kan gaan golf speel. Dis net sê daar sê buurman, jy moet daai geld hê om bietjie uit te kom. Dit help nie enige Ja. mens, dit help nie jy's was vang tussen 4 mure nie. Jy maak jouself siek, jy maak jouself morbied en op die ou end van die dag gaan tree jy soos 'n poepel op teenoor jou medewerksmense. Exactly. En dan bring jy dit oor jouself, want jy sit die hele tyd tussen hierdie 4 muurtjies. Ja, Oordink alles, jy kom nie uit nie, jy ontmoet nie mense nie. Ja. Dis net jy die TV en die 4 mure. ek kry cabin fever. Is hy daai en is verkeerd, is verkeerd. Ja. Ja, so spandeer geld wys, maar stuur genoeg huis toe, maar ja. Onthou dat ek al die laaste vraag van die vrou wat sy man na Yes, 'n ander yes. vrou hier gekry het, onthou nou net van hom. Kan jy op 'n plaas werk as 'n refugee? Absoluut. Absoluut. 12 jaar in Amerika. Ek het in 2018 'n boer geroer. Was toegesluit en in die hof los gekom want al die manne het saamgestaan en gepraat en ek het my kontrak klaar gemaak by die boer. Ja, so gevaarlike man dit. Buurman, jy weet daai wat daai man nou daar sê ook baie daarvan. En ons Suid-Afrikaners in Amerika moet dit agterkom. Ons moet saamwerk. Staan saam, werk saam. Ja. Dis nie nodig om te hardloop en 'n ander ou se gat te gaan toesteek omdat jy nie van hom hou nie. Exactly. Jy weet nie wat is sy situasie kom my man hier is nie. Ja. Hy het dalk sieklike ouers by die huis, Ja. 'n vrou en kinders wat werkloos is en hy moet hierdie kant kom werk om hulle te onderhou. Jy weet nooit wat is die ou se omstandighede nie. Ja. En van hom nou soos die man wat sê hy het hom bietjie gewikkel daar en die ander het saamgestaan. Hy het hom geroer. Ja, as jy saam staan, kan jy baie dinge vermaak, buurman. Exactly. So daar het almal gesê, "Hey, daai man was verkeerd en die ou is nie gedeport nie, hy kan nog steeds terugkom, ek hoop so." Kom sy kontrak klaar maak. Ja, ek hoop so. Ja. So ja, dit is maar net dit gaan alles oor saam staan, buurman. Ja. Simpel voorbeeld, jy's op 'n harvesting crew, daar's twee ouens wat loop 'n gat toesteek. Ja. En daar's eventually 15 mense op die crew. Nou begin hulle gat toesteek en gaan kak praat. Môre, wat doen jy met die hele groep saam met wie jy werk? Jy ontstel almal. Niemand werk lekker nie, almal is depressief, almal is moerig, almal wil mekaar se keel afklim Ja. en dit is so onnodig. Ons het nou die dag daaroor gepraat van as 'n ou by die werk 'n attitude het of daar's 'n atmosfeer om 'n ou. Baie buurman En dit steek nou almal aan amper. ja, een nou se kakhouding kan ander baie vinnig beïnvloed. Dit hang ook maar af hoe die mense se persoonlikheid, jy weet. Maar ek het dit nou al baie gesien. Jy kort net een rol in die drinkwater. Ja. En dan's almal negatief. En niks werk reg nie. En almal wil beklei. Ja. Ek dink dis 'n groot ding wat ons moet doen as Suid-Afrikaners in Amerika ons moet saam staan. Net saam staan. Ons moet eintlik as Suid-Afrikaners in Suid-Afrika saam staan. Ons doen dit, maar ek bedoel net ons moet ons land terugvat. Vat ja. Nee, saam staan is die beste. Ek dink al die Suid-Afrikaners reg oor die wêreld moet nou terugtrek Suid-Afrika toe en dan vat ons dit net oor. Jo, as dit net so maklik sou wees buurman. Maar ja, saam staan dis 'n volle ding. Ja. Ja, great. Ouens, dankie vir die kyk. Hier is die laaste vraagie. Ek dink almal het gewag vir hierdie ene, maar dit was nogal skokkend. Toe ons het 'n boodskap gekry van 'n vroutjie, getroude vroutjie met kinders, haar man werk hierso in Amerika en die boodskapie wat sy vir ons gestuur het was dat haar man het ingetrek saam met 'n ander vrou in Amerika. En basies sy het dit begin agterkom op boodskappe op Facebook en sulke goeders. Ek is nie 100% seker daar nie. Ek dink dit het inteendeel al met baie mense gebeur. Ek dink dit het al met baie vrouens wat in Suid-Afrika is wat se mans hiernatoe kom, het dit al gebeur. Gebeur hoor ja. Ek weet van gevalle. Dis 'n ding wat al hoe meer en meer voorkom. Ja. En ek weet net daar's 'n wy hoe mense kan manne kan uitsorteer, jy weet vir my. Vir my is dit 'n onetiese ding om te doen. As jy getroud is Jy is getroud, jy het vrou en kinders, nou wil jy haar los en jy wil hierdie kant toe kom. Wat se tipe mens is jy? jy wil nou twee families onderhou. Ja, dit is of my jy het baie eerste vraag. geld. So nou hoe wil die man dit bewerk? Wil hy nou onderhoud betaal in Suid-Afrika? Môre is hy nie gelukkig met die vrou hierdie kant nie. Dan moet hy hierdie kant ook onderhoud betaal. Ja. En ek is jammer om van sy kant te hoor hy gaan werk net om te betaal.
Hy gaan nie kan gaan golf speel. Ja, hy sal nie kan golf of 'n biertjie drink of 'n stukkie steak braai nie. Dis maar sleg, né? Yes, maar al wat ek kan gee vir raad is in so 'n geval. Gaan na die ambassade toe in Suid-Afrika, gaan pleit jou saak by hulle. Hulle gaan dalk vir jou die regte stappe gee, dan weet dat dat jy deur kan gaan. Hulle gaan dalk vir jou sê jy kan die ou nou nog opskroef vir onderhoud ook, jy weet. En dan gaan hy mooi betaal want hy betaal in dollar bygesê. Ja. So ja, dis maar wat ek redeneer, buurman. As 'n man dit met jou doen, gaan na die ambassade toe in Suid-Afrika, stel jou saak, hulle sal jou help. Bel die agent ook, né? Wat ek sou doen is ek sal die agent bel en vir die agent ook die storie vertel. O ja. En vir die agent sê kyk ek is hierdie ou se vrou. Hy los my hier met om goed te betaal. Nou betaal hy my nie, nou kan ek hierdie goed nie betaal nie. Ek moet nou werk, kan ek asseblief net met my boer praat? Praat, yes. Ek dink dis belangrik. Ek dink 'n storie het altyd twee kante ook, né? O ja, buurman, enige storie het altyd twee kante. Dis net soos 'n mens uit twee snykante. Verstaan jy? Mens hoor nou een kant van die storie. Die man het dalk ook 'n storie om te vertel, so mens weet nooit nie. Maar maak nou nie saak nie. Ek dink die etiese ding in so 'n geval is wees eerlik met al die partye betrokke. Sê net hoor hierso, ek het nou oor die lyn getrek of weet jy wat, ek is nie meer lief vir jou nie. Ek skei. Ek het 'n ander lewe wat ek wil lewe. Dit klink nou maar haars, man. Dat buurman, ja, jy weet, ek sê mos altyd daar's 'n regte wy en 'n verkeerde wy. Daar's nie 'n grys area. Soos jy weet, jy's nou in die geval. Jy nou nie meer die vrou daar lief nie. Sorteer dit op 'n ordentlike groot mens manier uit. Okay, kykie. Dit en dit en dit. Ek sal jou nog steeds betaal vir die onderhoud van die kinders. Ja. Jy weet, jy doen jou ding reg, buurman. Ja. Want op die einde van die dag, dit wat jy nie reg doen nie, gaan ergens terugkom in jou gat byt. Ek gaan jou kom windows aanboks. Ja, kyk, soos my ma ook altyd vir my sê, al hardloop 'n leeu hoe vinnig. 'n Leeu sal hom altyd inhaal. Ja, eventually. Ja, 'n leeu sal hom altyd inhaal. So jy gaan dalk vandag kakka en jag vir 3 jaar lekker lewe en na die 3 jaar gaan jou lewe nou miserabel raak. Ja. En dan baie mense vra dan hoekom, maar hulle vergeet wat hulle back in the ranch gedoen het. Ja, wat die saai sal jy maar. Maar dis hy daai. Dis net so. Ek het 'n goeie vriend van my se prokureur. Hy's eintlik 'n advokaat. Toe vra ek hom nou oor die storie. Dit het vir my 'n interessante ding gesê. Hy sê Suid-Afrika het nie jurisdiksie hier nie. Net glad nie. So jy kan nou nie 'n prokureursbriefie stuur van Suid-Afrika en daai ding het geen krag regtig nie. Geen krag nie. Jy moet 'n prokureursfirma in die staat nader om mee deur te werk, maar nou kos dit jou dollars. Nou dollars om daai prokureurs te. Tensy hulle nou die man kry en hom nou aankla vir hy moet nou baie geld betaal. Betaal jy. Ja, ek dink is maar net sleg in die geval as 'n man dit nou doen, hy het sy redes. Maar jy weet, soos jy sê, hou op jou woord wat jy gesê het, ek stuur soveel geld huis toe. Yes. Ek meen doen net dit ten minste. Ja, nee, dat die vrou nou nie daai kant moet stres kap en want ek dink in baie gevalle dan begin die ouens nou nie meer geld huis toe stuur nie. En dan worry die vrou nou wat aangaan. Dan moet sy nou begin werk want nou moet sy hoe gaan sy alles onderhou? Ja. Ek dink inteendeel werk die vrouens in elk geval. Meeste van hulle maar ja, dis 'n slegte. Dit is die man, dit is. Nee, soos ek maar sê. Ja. As ek weet in so 'n geval moet wees, sal ek ambassade toe gaan en my saak al gaan voorlê. Ek dink dis 'n goeie idee. Maar dit is tog net die Amerikaanse ambassade wat jou buitendien kan help. Dis nou maar wat ek dink om hom hierdie kant uit te sorteer met hulle sy visa nommer, sy paspoortnommer. Hulle weet presies by wie hy werk. Ja. Hulle ken daai ou se hele geskiedenis. Hulle het dit alles op die stelsel daar. Yes. So dis net hulle wat vir jou kan help in daai geval. Ja, en hulle kan ten minste vir jou 'n bietjie leiding gee. Gee op, ja. Kyk, hy's aan die staat. Ons het nou gekyk hier's 'n prokureursfirma in daai dorp. Yes. So hulle kan 'n briefie gou vir ons stuur of hom saam of ja, daai is goeie advies. Ek hoop so die man. Soos ek Ons sê. hoop so. Ek kan nie altyd ek gee altyd advies, maar Ja. ek kan nie altyd sê dis die beste advies nie, jy weet. Ja. Hoorie ouens, dankie vir die kyk. Ons waardeer dit. Soos ek sê, hou maar die Beerman show dop. Ons sal seker 'n YouTube kanaal gaan create van dit. So ek weet nie julle moet vir ons sê wat julle dink. Sal julle like om die Beerman show bietjie te kyk. Ons sal ook kyk as ons terug is in Suid-Afrika. Dat ons as ons nou ergens R2 inligting dag hou of iets, dan sal ons 'n Beerman show ook hou. Dan waar julle as 'n gehoor of wat ek al vir ons kan vra want ek dink jy weet dis hoe mense leer, nee. Yes, en ek dink daar is baie vrae. Daar's baie. En dit raak al hoe meer. Ek kom agter al hoe meer mense kontak my om te vra vir werk. Dit is jy weet. Ek weet nie wat in Suid-Afrika, dit is asof dit vandat ek in Amerika toe dit raak elke jaar net erger. Obvious. Erger. Man, weet jy, ek het die ou gaan dit ook nou seker sien, maar ek stem saam met hom. As jy hierdie kant wil kom werk, doen jou huiswerk. Jy het nie altyd nodig om op 'n plaas te gaan werk. Jy het nie altyd nodig om A2A werk te doen. Doen net jou huiswerk gesels, maar daar's baie visas wat oop is vir werk. A2B.
H2B, jy wil nou welder word of jy wil trok ry of Exactly. jy wil groceries pak, jy weet daai klas van ding so. Dis maar alles net doen jou huiswerk, jy moenie lui wees om te werk nie. H2 En as jy nie ondervinding het nie, doen ondervinding, gaan tel ondervinding op. Ja. So jy wil boer, jy weet nie met trekkerterrein gaan na die naaste boer na jou toe en sê vir hom luister hy. Ek wil net so vir 'n maand of 2 maande vir jou kom werk. Ja. Ek wil net 'n bietjie kloed daar raak omtrent plaaswerk daar en Exactly. dan het jy mos nou ondervinding. Exactly. Want dit is nie maklik op plase in Amerika nie. Ek weet dit H2 is nie maklik nie. Nee, jy gaan so maak. Jy gaan buig, jy gaan werk. Ja. Sipho en Philemon. Ja, Sipho en Philemon. Al het my of ek het by die ATA inligtingsdag verlede jaar dit iemand my vra hoe is die werksomstandighede in ure in Amerika op 'n plaas. Dit ek vir hulle gesê staan op in die oggend 5:00. Dan gaan werk jy in jou tuin tot donker. Vat jou lunch en so. Maar werk hard. Ja, werk jou tuin, spit die grond om, trek die bossies uit, Doen dit vir 'n week. slaan die klonte vy, snoei die bome mooi. Ja, maar hou jouself besig vir 'n dag. Dit is hoe dit is amper in Amerika. Jy's konstant besig van die oggend, veral op 'n plaas. Maar ouens, dankie vir die kyk. Dankie weer maar. As hy weer maar. Maar weer 'n tydjie. Jy gaan ook een van jou as jy weg en dan moet ons nou Ja. maar ons sal genoeg video's maak. Ja, nee, ons sal weer man. En dan sal ons weer as ons terug is in Suid-Afrika. Ja, ons Verseker, nog tyd. Ons het dan nog so 'n paar weke. Ja. Ouens, dankie vir die kyk. Waardeer dit. Wil jy vir iemand hallo sê? Nee, wat weer man. Hulle sal vir my hallo sê. Die video. Ouens, girls, as al girls ons kyk ek's getroud, kyk hierson hè. Maar Beerman hierso. Ja, is 'n smart ou. As jy 'n goeie man soek, regtig. Geen ek sê nie. Wat moet Gaan jy nie ek sê? beamoen wat ek sê nie. Ek kan dit beamoen, maar almal het mos maar hulle eie smaak en style en ja. Ja. Maar as iemand jou nou wil, kan ek maar jou Facebook link in die beskrywing sit want as iemand wil maatjies maak met jou, Nee, jy kan weer man. dalk raak jy vriende met iemand wat interessant is. Nee, dalk is daar iemand wat vra het en ek het antwoorde. You never know. Kan ook wel. Nou, ja. Match made in heaven. Ja. Dalk. Sal ek vir jou bly wees die dag, man. Ja. Dankie julle, dankie vir die kyk. Dankie mense. Goed gaan. Tata.